Baie, baie welkom by ons erediens hier vanuit Grootbrak Rivier. En ons wil graag vir jou sê dat jy welkom is, van waar jy ook al kyk, van waar jy ook al inskakel. Dis vir ons 'n voorreg om saam met jou deel te kan wees van hierdie erediens. 'n Oomblik waar ons onsself intentioneel instel op die woord van die Here. Ons nader die tyd in die kerklike jaar waar ons intentioneel rustiger word. Waar ons doelbewus afstand maak tussen ons en van die wêreldse dinge sodat ons mekaar help om stil te raak, om bewus te raak van ons afhanklikheid van die Here. Hierdie tyd in die kerklike jaar is lydenstyd. Dis ook die tyd waar wanneer ons so gestroop is, onsself instel op die reis, die pad wat Jesus gestap het tot by die kruis. Ons raak bewus van die moeilike en donker oomblikke wat Jesus self deurgegaan het. Maar vandag is 'n besonderse tyd in ons kerklike kalender. Dis die Sondag voordat ons met hierdie lydenstyd begin. En ons het die tradisie in die kerk dat ons dit 'n verheerliking Sondag noem. Waar ons saam met die disippels, saam met mekaar iets van God se grootheid omarm, iets daarvan nastreef, so voordat lydenstyd begin, voor as Woensdag, waar ons mekaar herinner dat Jesus wel God is. En dis waarop ons teksgedeelte ook vandag dan nou gaan fokus wanneer ons saam uit Matteus 17 gaan lees. Maar voordat ons daar kom ons help mekaar om iets van die grootheid van God reeds nou te kan raak sien wanneer ons saam Psalm 99 gaan lees. Die Here regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor gerubs, laat die wêreld sidder. Die Here in Sion is groot, verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy. En die krag van die koning, hy wat die reg liefhet. Dit is u wat billikheid, reg en geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor die voetbank vir sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Here aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit u wolkkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalings nagekom, ook die vaste voorskrifte wat hy vir hulle gegee het. Here ons God, u self het hulle geantwoord. U was vir hulle 'n God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here ons God. Genade en vrede vir elkeen van die Here ons God, die Vader en die Seun, hy wat in heerlikheid geopenbaar is en tog naby aan elkeen van ons gekom het. Kom ons neem 'n oomblik en raak in nederigheid stil voor die Here. Almagtige God, Here, U is die skepper van die hemel en die aarde. Ons sê dit week na week vir mekaar.
Ons bely dit voor U. En wanneer ons hierdie woorde voor U kom bely, is dit ons poging om te erken dat U die God bo alle gode is. En in ons menslikheid sukkel ons om te verstaan hoe groot en hoe heerlik U werklik is. Maar in ons nietige woorde kom erken ons afhanklikheid van U, die skepper van die hemel en die aarde. Wanneer ons so saam is, op hierdie besonderse manier, is ons grootste behoefte op hierdie oomblik om U te loof en U te prys, vir U dankie te sê, vir al die gawes waarmee U ons so mildelik kom seën. Here, U seën ons met U reën. U kom gee nuwe lewe hier in 'n dor wêreld. Dankie, Here, vir hierdie genadegawe. Dankie vir 'n geloofsgemeenskap waarvan ons deel kan wees. Mense wat saam met ons op reis kan wees om U beter te leer ken. En so is dit dan ook ons opregte strewe en ons soeke en eintlik ons smeekgebed dat wanneer ons so saam is en wanneer ons deur die woord lees, dat U self U woord sal kom oopbreek. Dat U self in ons harte sal kom werk. Dat U vrae in ons sal wakker maak, dat ons in gesprek met mekaar kan gaan, juis sodat ons U beter kan leer ken, want ons weet U werk op verskillende maniere deur verskillende mense. Kom werk deur die Gees in elkeen van ons. Kom vorm ons, hervorm ons en maak ons nuut. Ons bid dit in afhanklikheid van U, Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vir vandag kom dan nou uit Matteus 17 vanaf vers 1 tot vers 9 en ek lees vandag graag vir ons uit die boodskapvertaling. Jy is welkom om saam met my te lees. 6 dae later het 3 disippels 'n voorsmaak gekry van God se nuwe wêreld. Dit het gebeur toe Petrus, Johannes en Jakobus alleen saam met Jesus op 'n hoë berg was. Sy voorkoms het skielik voor hulle oë verander. Sy gesig het soos die son begin gloei en sy klere het helder wit geskyn. Moses en Elia, die 2 groot profetiese figure uit Israel se geskiedenis, het hulle opwagting gemaak en met Jesus begin praat oor sy taak wat voorgelê het. Petrus het nie mooi verstaan wat aan die gang was nie. Hy bied toe maar aan om 3 spesiale tente op te rig. Een vir Jesus, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog so staan en praat, het 'n helder wolk hulle skielik omring. Toe sê daar 'n stem uit die wolk: "Dit is my seun, vir wie ek baie lief is. Wat hy doen, verskaf my groot vreugde. Luister na wat hy vir julle sê." Toe die 3 disippels hierdie stem hoor, het hulle morsdood geskrik. Hulle het plat op hulle gesigte neergeval. Jesus het egter na hulle toe gestap en hulle aangeraak. "Staan maar op, julle hoef nie bang te wees nie," het hy vir hulle gesê. Toe hulle hul oë oopmaak, sien hulle slegs vir Jesus by hulle staan. Daarna, terwyl hulle van die berg afklim, sê Jesus vir die disippels: "Julle mag vir niemand vertel wat julle op die berg gesien het nie. Eers wanneer ek, die Seun van die mens, uit die dood opgestaan het, kan julle vir ander mense hiervan vertel." Tot sover lees ons. Wat is een van jou grootste geloofshoogtepunte?
Wat is een van daardie oomblikke in jou lewe waar jy regtig naby aan die Here gevoel het? Daar's dalk een, daar's dalk baie. Die 3 disippels, Petrus, Johannes en Jakobus, beleef so 'n geloofshoogtepunt. Ek dink as hulle moes opsom uit al hulle ervaring en hulle reise saam met Jesus en die wonderwerke wat hulle al sien gebeur het, so hierdie 10-1 deel van hulle top 3 uitmaak. Hoogtepunte waar hulle sê, hier het hulle iets besonders beleef. Die boodskapvertaling verwoord dit so mooi wanneer ons in vers 1 lees. Die 3 disippels het 'n voorsmaak gekry van God se nuwe wêreld. Hulle beleef God se nuwe werklikheid. Hulle beleef iets van God se heerlikheid daar op die berg, wanneer Jesus se klere so helder wit straal en sy gesig so helder soos die son skyn. Wat 'n ongelooflike oomblik om te kan beleef. Daarmee saam, terwyl hulle dit sien gebeur, sien hulle hoe Elia en Moses daar staan. Elia en Moses is met Jesus in gesprek oor die taak wat vir hom voorlê. En hierdie 3 disippels beleef iets van hierdie wonderlike ervaring. Hierdie openbaring waar God self iets van hom vir hulle kom wys om duidelik te maak wie Jesus Christus is. Sien, Elia en Moses is hierdie 2 kernhistoriese Bybelfigure, die 2 figure wat die meeste Jode, indien nie almal van hulle, baie goed van bewus was. Dis kernfigure in die Joodse geloof. En hier kom hulle en staan op die berg by Jesus. Nog meer is dit vir ons die teken van wie Jesus is. Hier beleef hulle dat Jesus ten volle mens is en ten volle God. Dit wat ons hier vandag in die kerk saam bely, dat Jesus deel van die drie-eenheid is. En hulle het die voorreg om iets hiervan te kan beleef. Wat dit vir my nog soveel meer merkwaardig maak, is die woorde wat God dan uiter wanneer hy met Petrus praat. Want Petrus begin dan soos enig van ons, ek dink eintlik maar sou optree, ons sou dalk nie geweet het wat om in hierdie ongelooflike oomblik te doen nie, en ons sou eintlik hierdie oomblik wou vasvang. Ek dink, as dit in vandag se tyd afgespeel het, sou Petrus waarskynlik gesê het, staan nou gaan nader dat ek net 'n foto kan neem, ek wil net hierdie oomblik kan vasvang. Soos wat baie van ons groot oomblikke wil vasvang, iets soos 'n troue, iets soos 'n doop. Hier beleef hulle iets groots. En Petrus wil begin om vir hulle 'n hutte te bou, want hy wil hulle dit kan vasvang, hy wil vir hulle 'n plek kan gee waar hulle by mekaar kan wees, want hy besef hier's iets buitengewoon besig om te gebeur. En dan reageer God nie op dit wat Petrus vra, kan ek maar vir julle 'n hutte bou nie, kan ek maar vir julle huisvesting bou nie. God reageer met baie spesifieke woorde. En die Matteus Evangelie help ons om iets hiervan raak te sien. Wanneer daar staan, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Dis bekende woorde. Want net vroeër in Matteus 3, is Johannes besig om vir Jesus te doop, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Aan die begin van Jesus se bedieningswerk op aarde,
hoor ons hierdie stem uit die hemel, wat sê, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. En dan kan ons amper vir mekaar sê, nader aan die einde van Jesus se bedieningswerk, voor die lydenstyd voorlê, voordat hy gekruisig word, hoor ons weer 'n keer, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die boodskapvertaling skryf, God vind vreugde in wie Christus is. Ons kan dit nie duideliker hoor, dat Jesus deel van God is nie. Ons kan nie duideliker hoor, dat Jesus hier verheerlik word nie. God openbaar homself in en deur Jesus hier op die berg. Jesus is God. Deel van die drie-enige God wie ons aanbid. Dis 'n hoogtepunt vir die disippels saam met Jesus daar op die berg. Maar God se woorde so uit die hemele stop nie, wanneer hy sê, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug nie. Dit gaan verder en sê, luister na wat hy vir julle vertel. Luister na dit wat hy vir julle sê. Want ons weet, die lydenstyd lê voor. Woensdag vier ons as Woensdag, wat 'n oomblik is waar ons iets van ons eie stoffelikheid, ons eie verganklikheid aandink, daaroor nadink en tog iets daarvan vier. Dis die begin van lydenstyd. En wanneer God sê, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na wat hy sê, is dit die aanduiding dat die kruispad voorlê. Sien, Petrus wil graag hierdie heilige oomblik vasvang. Sê, kom ons woon hier, kom ons bly hier, kom ons vertoef net 'n bietjie langer hier. En dis iets wat ek glo, elkeen van ons graag sou wou doen. Die Engelse woord is savor. Kom ons savor net hierdie oomblik 'n bietjie. Kom ons neem dit in. Kom ons beweeg nie weg hiervan af nie. Dis amper asof ons hierdie oomblik wil aantrek, soos 'n snoesige, warm winterstrui, wat ons net hierin wil sit en wil wees. Maar God sê, luister na dit wat hy vir julle gaan sê. Luister na dit wat hy vir julle vertel. Want die pad wat voor lê, is waar Jesus dit duidelik maak, dat sy lyding voor lê. Dat hy gekruisig sal word. Dat hy die disippels gaan verlaat, nie meer saam op aarde verder met elkeen van hulle gaan reis nie. Petrus wil die oomblik vasvang. Hy wil daar woon in hierdie hoogtepunt, amper in hierdie euforiese gevoel. Maar Jesus kom sê, ons is saam op hierdie reis. Hulle stap af van die berg af. Vanaf vers 6 lees ons, toe die 3 disippels hierdie stem hoor, het hulle morsdood geskrik, hulle het plat op hulle gesigte neergeval. Jesus het egter na hulle toe gestap en hulle aangeraak. Staan maar op, julle hoef nie bang te wees nie, het hy vir hulle gesê. Toe hulle oë oopmaak, sien hulle slegs vir Jesus by hulle staan. Daarna, terwyl hulle van die berg afklim, sê Jesus vir die disippels, julle mag vir niemand vertel wat julle op die berg gesien het nie. Eers wanneer ek, die seun van die mens, uit die dood opgestaan het, kan julle vir die ander mense hiervan vertel. Jesus stap saam met
hierdie 3 disippels af van die berg af. En sê ons vertoef nie op hierdie euforiese hoogtepunt van die lewe en probeer onsself oortuig dat dit al is waaroor Christendom gaan nie, dat dit al is wanneer ons praat van julle moet my volg nie. Hulle stap af. Jesus weet sy lydingstyd lê voor. Hy sê selfs in hierdie teks, julle kan eers vir die mense hiervan vertel na ek uit die doodheid opgestaan het. Hy weet hierdie pad wat voor lê is een waar jy jou kruis moet optel en die pad moet stap. Hierdie pad wat voor lê wanneer ons Christene word, wanneer ons sê ons is volgelinge van God, stop nie by 'n euforiese hoogtepunt nie. Dit beteken dat ons die pad agter Jesus aan sal stap. Verder in sy koninkryk in. En ja, dit beteken dat ons self ook ons kruis sal optel en agter hom aan sal stap. Aan onsself moet sterf, sodat ons meer gelyk kan raak aan die beeld van Christus. Sien, die uitnodiging wat ons uit hierdie teks uit ontvang, is dat ons op berge en op dale, deur dit alles, steeds agter God sal aanstap. Want Jesus self het die voorbeeld vir ons kom stel. Jesus self het iets daarvan beleef aan sy eie liggaam. Op die hoogtes van die lewe en op die laagtepunte. In en deur dit alles is God steeds teenwoordig. Daar is 'n Engelse lied wat ek jou regtig graag wil uitnooi om na te gaan luister wanneer jy die tyd het. Die lied se naam is Highlands. En dan is dit in hakkies Song of Ascent. En hierdie lied gaan daaroor om vir ons juis iets van hierdie tekste verwoord. Wanneer hulle sing op die hoogtepunte van die lewe, daar vind ek God. In die laagtepunte van die lewe, daar vind ek God. Maar dan is daar 'n frase wat ongelooflik mooi is. Wanneer dit sing, Here, ek weet dat op die hoogtepunte en in die laagtepunte is U nie nader of verder aan my nie. U is steeds langs my. En daarom mag ek en kan ek op die hoogtepunte van die lewe en in die laagtepunte van die lewe steeds U naam groot maak. Jesus se hoogtepunt op 'n bergtop raak uiteindelik ons hoogtepunt. Want wanneer Jesus afgestap het deur Jerusalem, word hy vervolg en dan word hy gekruisig op Golgotha. Sy laagtepunt raak my en jou hoogtepunt. Ons word verlos van die mag van sonde. Ek en jy is vrygemaak. En daarom is hierdie nuwe bergtop ons hoogtepunt. Vandag vier ons dit saam. Mag ons aanhou saam sing op berge en in dale, ja oral weet ek is my God. En ek sal die naam aanhou groot maak en ek sal altyd tot eer van die Here sing, al is dit moeilik, al beleef ek my dale momente, God is by my. God stap saam met my, want sy seun het reeds die pad vir ons vooruit gegaan. Prys die Here. Kom ons bid saam. Here, ons woorde is te min. Ons gedagtes te klein
om iets van u grootheid te kan vasvang, te kan opsom. Maar dankie Here dat u in verskillende momente van die lewe u aan ons kom openbaar en dat dit vir ons hoogtepunte in ons lewens kan wees. Here, soms is hierdie hoogtepunte by 'n geboorte van 'n baba. Soms beleef ons u nabyheid, u intense teenwoordigheid by 'n siekbed. Soms sommer net in die alledaagse waar ons dalk langs die see is of sommer die wind op ons vel voel. Dankie Here dat u in hierdie verskeie momente steeds u self aan ons kom openbaar. Here, help ons dat wanneer ons laagtepunte beleef, dat ons steeds aan die woord sal vashou. Dat ons steeds tot eer van u naam sal sing. Want ons weet, u is God. Die drie enige God, met wie ons in verhouding kan leef. En u kom gee u woord deur die Bybel aan elkeen van ons, dat u ons nooit ooit alleen laat nie. So daar waar ons saam met u leef, saam met u wandel, mag ons lewens tot eer van u naam geleef word. Lei ons Here in hierdie lydingstyd in, om doelbewus gestroop te leef. Om doelbewus afstand te maak van die dinge wat ons gedagtes en ons harte so besig hou, Here, dat ons sukkel om die raak te sien. Gee ons geloofsoë, 'n ingesteldheid, om juis in hierdie lydingstyd wat voorlê, al meer en meer op u ingestel te wees. Lei ons, Here, dra ons. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou, nou en vir altyd. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 15 tot 22 Februarie 2026. Sondag 15 Februarie. Die erediens om 9 uur word gelei deur Dominee Shanay Viljoen. Dit is ook Verheerliking Sondag. Daar is nie kleuterkerk nie, maar ouers is welkom om saam met hulle kinders in die konsistorie bymekaar te kom. Daar is wel kategese. By die deure is 'n sinodale offer vir die instandhoudingsfonds. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof erediens om 10 uur word gelei deur Dominee Shanay Viljoen en die alternatiewe erediens om 17 uur in die kerksaal, dis 5 uur die middag, ook gelei deur Dominee Shanay Viljoen. Woensdag 18 Februarie, dit is As Woensdag. Die blokbyeenkoms van blok 6, dis Avonddans, vind om 18 uur plaas by Dirk en Dorette Visser. Dit is in Morgensterstraat 43 en Dirk se nommer is 082-416-3281. Daar is 'n kooroefening by die orgel om 16:45. Kontak gerus vir Marida by 082-471-0751 en alle belangstellendes is welkom. Kom ons kyk na Sondag 22 Februarie. Die erediens om 9 uur sal gelei word deur Dominee Leon Cronje. Dit is ook nagmaal, dit is ook die eerste lydensweek en dit is die biddag vir trauma en verlies. Daar is nie kleuterkerk nie en die ouers is weer eens welkom om saam met die kindertjies in die konsistorie bymekaar te kom. Daar is ook geen kategese nie.
Daar is 'n spesiale offer vir die ondersteuningsbediening by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die groentloofpreek om 10:00 word gelei deur Dominee Leon Cronje wat ook die nagmaal daar sal bedien. Die alternatiewe erediens om 5:00 in die middag is in die kerksaal, gelei deur Dominee Leon Cronje. Kom ons kyk na die bedieninge. Die eiendomsbediening het hulp benodig. Die kerkgebou is bejaard en het 'n kroniese siekte opgedoen. Ondanks verskeie rondes herstelwerk lek die kerkgebou se dak steeds. So die eiendomsbediening vra enige iemand met kennis of ervaring of kundigheid oor dakkonstruksie, of weet jy dalk van iemand met toepaslike kennis, om kontak te maak, sodat 'n werkbare strategie ontwikkel kan word om die probleem te takel en verdere agteruitgang te voorkom. Kontak asseblief vir Dirk by 082 416 3281 of vir Whitey by 082 771 0887. Kom ons kyk na die getuienisbediening wat hulle wolwedansboodskap, sop en brood projek betref. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die oorblywende uitreikdatums vir die eerste kwartaal is 25 Februarie en 11 en 25 Maart. Die resep is as volg: 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 'n blokkie aftreksel en 'n pakkie sop. En om gaar te maak, roer 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. Nou jy kan dit skenk in die volgende 2 formate. Eerstens die droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of tweedens gekook en gevries in 'n 2 liter roomysbak. Hulle het ook altyd behoeftes, daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, gebreekte keramiek of porselein. Hulle gebruik dit vir hulle mosaïekprojekte, ook inkleurkruite en inkleurpotlode. Dankie by voorbaat vir u deelname. Die jeugkerk, dis nou die kinderkrans van ouds by die Wolwedans gemeenskapsaal. Hulle benodig afloshulp. Elke Vrydagmiddag vanaf 2:00 tot 3:30 word die kinders by die woord bedien, hulle sing, dan verdeel hulle in groepies waar die les van die dag behandel word. Hulle neem ook deel aan verskillende aktiwiteite. Indien die Heilige Gees dit op u hart lê om hier betrokke te raak as 'n afloshulp, kan u vir Adrian Kamper kontak vir meer inligting. Adrian se nommer is 082 801 1332. Die omgeebediening: indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. Daarom is daar by die deure houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, asook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters. Haar nommer is 082 327 9527. Die ondersteuningsbediening. Hulle voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames. Want dit is God se hart vir die wees en die weerlose. En as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en gemeenskap. Kontak gerus vir Rihanna Breers by 081 039 8853 of vir Reet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Nou moet ons ook kennis neem van die nuwe lidmate. So nuwe lidmate word genooi om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u nog vinniger kan leer ken. Wat lidmaatbesoeke betref, Dominee Shanae Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kerkkantoor is oop van Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30.
Soos jy weet, is daar Sondag 'n alternatiewe erediens waar ons God en mekaar aan tafel beter leer ken. Dit is dan ook om 5:00 Sondagmiddag in die NG Kerk Grootbrakrivier se kerksaal. Nou baie belangrik, die nuwe blokindelings. Soos waarskynlik aan u bekend het ons blokindelings verander en daarmee saam ook die meeste blokgrense. Ons gaan dus veranderinge maak aan u huidige WhatsApp groep en in sommige gevalle van julle nommers moet afhaal en dan by 'n nuwe blok weer toevoeg. Dis 'n omvattende taak en sal so gou moontlik aandag geniet. Intussen neem asseblief kennis van u nuwe bloknommer hieronder, sodat u op die almanak kan seker maak van die datum waarop u blokbyeenkoms plaasvind. So van nou af is blok 1 die plaasgedeeltes. Blok 2 is Voorbrug. Blok 3 Mossienes tot Stasieweg. Blok 4 Langstraat Bo en Pine Creek. Blok 5 is Kiewitlaan. Blok 6 is Avondans. Blok 7 Onderbergsig. Blok 8 Groenkloof Grootbrakrivier. Blok 9 agter polisiestasie. Blok 10 Bergsig Bo. Blok 11 die Sandhoogtepad. Blok 12 Eureka Park. Blok 13 Suiderkruis. Blok 14 die Eiland. Blok 15 Dolphin Creek. Blok 16 Hersham. Blok 17 Pienaarstrand en Dwarswegstrand. Blok 18 Outeniqua Strand onder. Blok 19 Outeniqua Strand bo. Blok 20 Glentana tot George. Blok 21 St. Ellen, Vogelsang, Tusken Dunes en Melkwood Estate. Blok 22 Seester Tergniet. Blok 23 Groenkloof Reebok. Blok 24 Reebok Village. Blok 25 Seegenot tot Tergniet Hoogte. Blok 26 Tergniet Oos. Blok 27 Tergniet Wes. Blok 28 Reebok Kusweg. Blok 29 Riebeek Oos en die laaste een blok 30 Riebeek Wes en Kleinbrak tot Danabaai. FEBA Radio SA bid die week vir FEBA Malawi. En hulle gebed vir die week is: kom ons bid vir God se seën oor pastoor Amos en die FEBA Malawi span hierdie jaar. En vra dat die kerk in Malawi sal aanhou groei in geloof. Ons webwerf, baie maklik, nggrootbrak.co.za. So as jy kyk na die week 15 Februarie 2026, sal jy daar sien die erediensbediening, die skakel na die YouTube erediens van 15 Februarie deur Dominee Shane Viljoen is beskikbaar. Wat die getuienisbediening betref, die wolwedansboodskap, die liefde en vrug van die gees van 11 Februarie 2026 sal daar wees. Daar is ook Bybelstudiereekse. Ons lydenstyd se begin met As Woensdag word toegeluk met die reeks Visio Divina. Februarie se skep asem vir vandag is 'n goeie begin vir elke dag. En die weeklikse stof tot nadenke se tema is lof en lojaliteit. Vierdens is daar ook gemeentenuus. Neem kennis van die blokveranderings. Die aantal blokke het verander, soos jy reeds weet, as ook bloknommers. Daar word onverpoos gewerk daaraan om die oorgang so pynloos as moontlik te maak. Die inligting is beskikbaar onder die nuusflitsse vir die week 8 tot 15 Februarie en weer 15 tot 22 Februarie. Dan is daar ook die weeklikse afkondigings asook lief en leed en die nou seker maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Shane Viljoen en Dominee Leon Cronje. Ons adres is Langstraat 10 in Grootbrakrivier en ons kantoor se nommer is 044 620 2205. En ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.